tema van hierdie podcast is wanneer die saad verander van rigting. Baie welkom terug julle. Okay, nou ek kom praat oor hierdie tema want daar is van my volgelinge met wie ek al in hierdie selfde gesprek was. En ek het dit goed gedink om hieroor te kom praat. Wanneer die saad verander van rigting. So julle, hierdie een lê nogals diep. Want wat gebeur wanneer jy in 'n goeie idee belê en dan sien jy hoe dit begin verander? Nou, soms begin 'n mens met iets wat reg voel vir jou. En dit is 'n idee wat soos 'n saad in goeie grond lê en jy sien die moontlikheid en jy voel die lewe daarin. En jy gee jou tyd en jou energie en jou geloof. Maar dan ergens langs die pad verander daar iets. En dit is nie altyd sleg nie. Dit is net iets het verander. Of daar's nuwe development. En daar word nuwe planne gemaak, nuwe fases word aangekondig of besluite word geneem wat net mense aan die bo-punt heeltemal verstaan. En dan kyk jy en jy sien hoe daardie saad nou so 'n bietjie begin draai. Nie omdat dit dood is nie, maar omdat iemand besluit het om nuwe takke aan te las, nog voor die wortels sterk genoeg was. En dis nog dieselfde boom, maar iets van die oorspronklike eenvoud het so 'n bietjie verlore gegaan. En ek het nou al geleer, dit is in daardie oomblikke waar ons nie moet paniekerig raak nie. Want dis waar jy net kyk en sê, laat die waarheid self uitkom. En nie elke verandering beteken groei nie. Party beteken bloot aanpassing om oorlewing moontlik te maak. En dit is hoekom wysheid belangriker is as entoesiasme. Om te weet wanneer om aan te hou, water gee, en wanneer om jou hand terug te trek en te wag tot die grond weer bietjie asemhaal. So, moenie opgee nie. Staan net so klein bietjie terug, sodat die grond weer gevoed kan word. Want as die aarde weer vol lewe is, dan kan jy weer begin plant. Nie met bitterheid nie, maar met begrip. Nie uit teleurstelling nie, maar uit geloof. Dat dit wat eg is, weer sal groei. Julle, nou, nie alles wat begin in lig, eindig in donker nie. En soms is dit net 'n herinnering, dat selfs goeie grond eers moet rus, voor nuwe saad weer geplant kan word. Soos daar geskryf staan in Prediker 3 vers 2. Vir alles is daar 'n vaste tyd. 'n Tyd om te plant en 'n tyd om uit te trek wat geplant is. En dan lees ons ook nog in Jakobus 3 vers 17. Die wysheid van bo is eers rein, dan vredelievend, inskikkelik, vol barmhartigheid en goeie vrugte. Julle nou, die vraag in hierdie episode kan julle antwoord op YouTube, Spotify, Facebook of TikTok in die comment seksie. En ek vra, as jy in iets belê het, tyd, energie, geloof en dit verander rigting, hou jy aan hoop dit draai reg of staan jy terug totdat jy sien die grond leef weer? Julle, nou wil ek net hier 'n laaste gedagte los. Soms toets God nie ons geloof deur te vra dat ons harder werk nie, maar deur te kyk of ons die geduld het om stil te bly, terwyl hy die grond herstel. Julle, ek hoop hierdie help die mense wat 'n bietjie wonder. Moet hulle aanhou plant en of moet hulle eers 'n bietjie wag dat daai grond mooi gesond word en asemhaal? Ek hoop dit help julle. Dankie dat julle geluister het. Tot volgende keer. Cheers!